Goeiedag geliefdes, dis weer eens vir my 'n wonderlike voorreg om saam met u rondom die woord van die Here te wees. Ons is besig met Psalm 119. Ons trek vandag daar by die 113de vers. Nou in hierdie vers maak die psalmis 'n aangrypende stelling en 'n stelling waaroor 'n mens eintlik baie lank en diep oor moet dink, omdat dit almal van ons se lewens een of ander manier raak. En daarom maak die psalmis 'n stelling as hy sê: twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. Nou, ek het reeds vir u gesê, twyfelaars haat ek. En ons besef dat twyfel is eintlik iets wat so maklik in die lewe van 'n mens 'n realiteit kan word en wat so maklik in jou ervaring van lewensomstandighede 'n werklikheid kan word. Maar wanneer die psalmis dan kom praat oor twyfelaars haat ek, dan glo ek dat hy verwys hier meer na God, die karakter van God en die wese van God. Met ander woorde, twyfelaars wat nie glo in die almag van God nie glo aan die heerskappy van God nie, en God nie sien en erken vir wie God is nie. Basies kom dit daarop neer op geloof of ongeloof. Nou, ons het al hoeveel keer na hierdie spesifieke voorbeeld gekyk en illustrasie wat ek vir in die skrif voorgehou het, dat ons daar in Hebreërs 3 'n opsomming kry as hy kom praat oor die volk van Israel en Egipte land. En dan sê hy daar in die 18de en 19de vers, God het in sy toorn gesweer dat sy rustie sal ingaan nie weens twee sake, weens ongehoorsaamheid en ook weens ongeloof. Die toorn van God was oor die volk van Israel. Maar weet jy geliefdes, wat vir my geweldig is, en wat ek ook so net onder die aandag wil bring, wat vir my pynlik is dat dit 10 manne was wat ongeloof en twyfel in hulle harte toegelaat het, wat daartoe aanleiding gegee het dat 'n hele volk wat die ouderdom van 20 jaar en ouer is, in die woestyn moes gaan sterwe. Want hulle het getwyfel of God vir hulle in staat kan stel om die land Kanaan in besit te neem. Hulle het al die vrugte voor hulle oë gesien. 'n land wat God beloof het, wat oorloop van melk en honing. En toe hulle die vrugte van daardie land gaan kry, die verspieders, toe staan hulle almal verbaas oor wat hulle sien. 'n tros druiwe wat aan 'n stok gedra moet word op die skouers van 2 mense. Die vrugte is ongelooflik, maar ons is in ons eie oë so sprinkane voor die Kanaaniete. Ons weet nie of God vir ons kan verlos nie. Het julle dan vergeet van die ongelooflike verlossing wat God in Egipte land bewerk het? Het julle vergeet van die wonderwerke wat julle voor julle oë aanskou het, hoe God vir julle afgesonder het, dat die pla wat Egipte land getref het, julle nie getref het nie? Het julle vergeet van die Rooi See, wat God op 'n wonderbaarlike wyse vir julle gekloof het en julle droogsvoet deurgestap? Het julle vergeet van die sorg van die Here, toe julle water nodig gehad het en daar water uit 'n rots uitloop, brood nodig gehad het en God het brood uit die hemel uit vir julle laat reën, vleis nodig gehad en God het die kwartels met 'n oostewind aangedrywe en julle moes net gaan optel en eet. Het julle vergeet dat God hierdie belofte aan Abraham gegee het? Het julle vergeet dat Moses vir julle gesê het, God het my gestuur om julle te kom haal en julle die land te neem? Waarom laat julle twyfel in julle harte toe? Ek geliefdes, hierdie is 'n geweldige ding. God het sy genade aan hulle bewys, hy het sy grootheid aan hulle bewys, en dit is so asof God nou sê, dit is nou genoeg.
Ek het myself mildelik aan julle bewys. En julle is hardkoppig, en julle is hardnekkig, en julle twyfel wie ek is. Julle vat eintlik vir God in die gesig, en julle beledig eintlik God, en gee hom nie die eer wat hom toekom nie. Ongeloof en twyfel is om God in die gesig te vat, en God te verkleineer, God klein te maak, asof die probleem groter is as God. Ons het ongelooflike voorbeelde in Hebreërs 11, die geloofshoofstuk. Abraham het 'n belofte van God gekry, dat daar vir hom 'n seun gebore sal word, op 'n baie hoë ouderdom. Sarah is 90 jaar oud, Abraham 100 jaar. Volgende jaar sal Sarah 'n kind soog. Abraham het God teen hoop op hoop geglo, dat God 'n vervuller en 'n waarmaker van sy woord is. En dan sê die Bybel, Abraham is voor God geregverdig, omdat hy God geglo het. Al was daar geen menslike hoop nie, al het alle menslike faktore daarteen getel, sodat selfs Sarah sê, sal ek in my ouderdom nog kinders kan baar? Sal ek self nog in my ouderdom behoefte aan 'n man hê? Volgende jaar sal daar 'n seun wees. En Abraham het God teen hoop op hoop geglo. Ag geliefdes, sal ek en jy net vir 'n oomblik weer let op die goedheid en die genade van God. As die Here vir jou en my beloftes gegee het, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek kan nie ontrou raak nie, al het julle ook ontrou geraak, ek kan nie, want wat ek gesê het, sal waar wees. Numeri die 23 hoofstuk vers 19. Sal God iets sê dit nie waar maak nie? Sal God iets uitspreek en dit nie uitvoer nie? Moses se grootste taak met die volk van Israel is om hulle oë op God te hou en te vergeet van al die aanslae om hulle. Ag, toe Farao in sy weermag aangejaag kom en die aarde dreun van strydbaans, sê Moses vir die volk, staan net stil en aanskou die verlossing wat die Here vandag vir julle bring. Vestig julle oë op God. Hoeveel keer het hulle gemurmureer? Hoeveel keer het God moeg geword vir hierdie volk en wil hulle uitdelg? En Moses moet in die bresse staan en die volk motiveer om te sê, glo net vir God, hy sal waar maak wat hy gesê het. Wanneer jy God ontdek het, dan sal twyfel uit jou hart uit wegwyk. Maar as jy God in sy grootheid nog nie raak gesien het nie, dan sal jy twyfel. Jy mag nooit twyfel in die almag en die heerlikheid van God nie. Hy vra nie jou logika nie. Hy vra nie dat jy verstaan nie. Hy vra net dat jy hom sal glo en sal doen wat hy gesê het. Dis die mooi verhaal van Dawid. Hy was in sy skapies daar in die veld opgepas, en telke male die wilde dier sy skapies bedreig, en dan het God vir hom krag gegee, om die wilde dier te oorwin en uit te delg, om sy skapies te beskerm. En dan op 'n dag word hy deur sy pa gestuur, om vir sy broers iets te ete aan te bied, waar die Filistyne teen Israel oorlog maak. Op die gegewe tyd wat God bestem het, kom Goliat weer uit. Hy spot met die God van Israel, en hy spot met die volk van Israel om te sê, stuur vir my 'n man om teen my te veg. As hy my oorwin, sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom oorwin, sal julle my slawe wees. Dawid hoor hierdie Goliat praat en hy vra, wie is hierdie man wat so oor my God praat? Wie is hierdie man wat my God so beledig? Ek sal en teen hom gaan oorlog maak. Saul wil keer. Jy's 'n seentjie. Jy's nie 'n soldaat nie. Jy's nie eens waardig om 'n soldaat te wees nie. Jy kan nie teen hom gaan veg nie.
Maar as jy dan nou daarop aandring, trek ten minste my oorlogsbedekking aan, my panser aan, sodat jy daar 'n bietjie weerstand kan bied. Dawid trek dit aan en hy sê, nee, ek kan nie in hierdie goed beweeg nie. Hy gaan af, kry vir hom 5 klippies, en dan loop hy haastig na die gevegterrein. Goliat beledig hom, kom hier jou niks net, dat ek jou so met die spies se punt kan optel, en jou vir die voëls van die hemel kan voer. O nee, sê Dawid, vandag kom ek na jou toe in die naam van die Here my God, en vandag sal God jou in my hand gee. Daar is nie by Dawid huiwering nie. Daar is nie by hom die aarzeling wat Saul het wat gaan wegkruip en die volk van Israel wat wegvlug nie, want Dawid weet wie sy God. En die oomblik toe hy die gevegsterrein tegemoet gaan, is daar nie twyfel in sy hart nie, hy glo God. Daniël het God geglo, al sou hy ook in die leeukuil gegooi word, sal ek nie my geloof laat gaan nie, sal ek nie kompromieë aangaan nie. So Sadrag, Mesach en Abednego. Ons sal nie kompromieë aangaan nie, ons glo aan ons God, en luister wat sê hulle. Ons God is in staat om onsself in jou oond, wat 7 keer warmer gemaak is, te red. As ons dan moet sterwe as martelaars, dan doen ons dit vir God. Maar ons glo aan ons God, en hy is magtig om ons te bewaar. Die koning het gespot. Vandag gaan ek sien hoe mense kerm en kla, as hulle in daardie vuur land. Hy kry die sterkste manne van die ryk om hulle in te gooi, toe hulle naby hierdie oond kom, wat so ongelooflik hitte gemaak is, toe verkoel hulle van die hitte. Want ewe skielik slaan die koning sy oë op, en hy sien 4 manne in die oond. Het ek nie 3 manne in die oond gegooi nie, hoe sien ek 'n 4de? En die 4de lyk soos 'n godeseun. Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God. Kom uit. Hulle hare is nie geskroei nie. Hulle ruik nie eens na vuur nie, maar het los in die vuur rondgeloop. En dan verander sy hele perspektief. As iemand weer oneerbiedig praat oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, sal van sy huis 'n mishoop gemaak word. Petrus wat God uitdaag, die Here Jesus uitdaag om te sê, Here, as dit U is, sê dat ek na U toe kom. Petrus, kom na my toe. Petrus klim uit die boot uit en hy loop op die water na die Here toe. Die golwe is om hom, maar hy het die oë gefestig op die Here, en hy loop op water. 'n wonderwerk, onverstaanbaar, onverklaarbaar. En dan kyk hy na die golwe, en daar kom twyfel in sy hart. Waarom het jy jou oë van my afgevat, Petrus? Waarom het jy getwyfel? Het jy nie beleef hoe jy op water loop nie? Het jy nie die wonderwerk van God beleef nie? Waarom het jy getwyfel? Ag, Petrus moes die Here ontdek. Onthou Ewe is 'n visvanger, 'n visserman. En hoe die Here op 'n stadium na hom toe kom en sê, Petrus, vat daar die nette van jou en gooi dit aan die ander kant van die boot. Here, ons het die hele nag geswig om vis te vang, daar is nie vis nie. Maar op grond van U woord sal ek die net aan die ander kant gooi. Wat 'n aangrypende wonderwerk. Hulle vang so magdom van visse, dat die nette op die punt is om te skeur, en hulle moet ander bote naderroep om te sê, kom help ons om hierdie vrag te vat, want dit is oorweldigend. Hy het God ontdek. Petrus, glo my net as ek vir iets sê. En dis wat Petrus gedoen het. Here, op grond van U woord, omdat U so gesê het, sal ek dit doen. En dan beleef hy die ongelooflike wonderwerk van die Here. Geliefdes, geloof is aksie neem.
Geloof is om tot handeling oor te gaan. Geloof is om te reageer en nie te twyfel in dit wat God vir jou sê nie. As die Here vir jou iets gesê het, nie op twee gedagtes te hinker nie, maar bloot net te doen wat God vir hom sê. Gideon, ek wil hê jy moet hierdie Midianiete gaan veg. Hy gee uiteindelik vir hom net 300 man, maar die Midianiete lê soos die sand van die see aan die oorkant. Gideon, doen net wat ek vir jou sê. Daardie 300 man by jou, gaan saam met jou die wonderwerk van God belewe, maak jouself net reg. God doen 'n wonderwerk, en Gideon ontdek die allerhoogste God. U sien, geliefde, ons kan aanslae belewe. Ons kan aanslae van die duiwel belewe wat ons voortdurend ervaar, wat 'n twyfel in ons harte wil saai, en vir ons geloof maatjie onder ons voete wil uittrek. Dan kan ek en jy na daardie probleme kyk en sê, ja, maar God. En dis wat die radikale verskil maak. Maar God. As God in die prentjie is, wat is nie moontlik nie? Wat is vir God onmoontlik om te doen? Ek dink aan Paulus se woorde in Romeine 8 vers 31. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? Ag, Psalm 27, wat ek nou al so dikwels vir u gelees het, maar laat my toe om dit maar weer vir u te lees, omdat dit elke keer uitdagend is. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle selfs en val. Al word 'n laar teen my opgestel, nogtans sal my hart nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Maak nie saak wie teen jou is nie. Dit is wie vir jou is. U ken ons verhaal van Elia en Gehazi. My Heer, hoe gaan ons ontvlug? Kyk hierdie magdom wat teen ons aangemarseer kom om ons gevange te neem. Waarop die profeet dood eenvoudig sê, ag Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. In die volgende oomblik open die Here die oë van Gehazi en hy sien, die berge is gevul met die vuurwaans van God. Hy wat met ons is meer as hulle wat teen ons is. Openbaringe 2 vers 10, het die Here sy kerk gewaarsku. Die Satan gaan julle vir 10 dae lank baie sterk op die proef stel. Hy gaan julle vervolg. Hy gaan julle met lyding besoek, om te kyk of hy julle geloof nie kan oorwin nie. Hy wat bly staan, sal die seën van die Here ontvang. Onthou jy vir Job, waar die Satan vir God uitgedaag het, jy is so besorg oor Job, niemand kan naby hom kom nie, maar laat my net toe, en jy sal sien hoe Job sy geloof verloor. Jy onthou Job se woorde, die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here moet geloof word. Al wil hy my ook doodmaak, nogtans sal ek hom net om genade pleit. Ek sal nie my geloof in God laat gaan nie. Die psalmis sê, ek haat hulle wat twyfel saai in wie God is. Hy haat nie die mens nie. Hy haat die dade van die mens, want ons mag nooit 'n mens haat nie. God het mense lief. God kan mense se lewens verander. Ja, Paulus was 'n haatlike mens, as ek dit so kan stel, wat die kerk van die Here vervolg het. Maar God het hom lief gehad. Sy dade is gruwelik. Sy optrede is goddelooslik. En as ek daaroor moet praat, dan sê ek wil in dieselfde kategorie kom sê, ek haat mense
Ek haat hulle dade, nie die mens nie. Ek haat die dade van mense wat ongeloof in ander mense se harte werk. Ek haat die dade van die professor wat vir studente sê en vir kindertjies van die Here sê, die Bybel is nie geloofwaardig nie. Jona was nooit 'n werklike verhaal nie. Dit het nooit gebeur nie, dis 'n storie. Maria, daar is nie soos die maagdelike geboorte nie. Die opstanding is nie 'n werklikheid nie. Jesus Christus is nie die enigste saligmaker nie. Ek haat die taal wat hulle praat, omdat hulle mense mislei en mense verlei en mense wegvat van die ware lewende God om te glo. Wat het die Here Jesus hulle genoem? Die kerk, wat nie in hom geglo het nie. Addergeslag, slange. Geliefdes, 1 Johannes sê, as iemand ontken dat Jesus die Christus, die Messias is hy die Antichrist. Dit is my vreeslik om daaroor te praat. My vreeslik om dit te sê. Wat in die taal van 1 Johannes is dit Antichriste wat predikante oplei. Antichriste wat predikante moet toerus om môre op die kansel te gaan staan. En hulle van hulle geloof te beroof. Ek dink aan 'n jong teologiese student wat studeer het in die teologiese fakulteit en na my toe kom en sê, dominee, ek het op universiteit my geloof verloor. Ek het die Bybel geglo van kindsbeen af. Ek het geglo wat my ouers my geleer het. Ek het geglo wat ek in die kerk gehoor het, terwyl ek groot gemaak het, gekatkeseer is. Op universiteit het ek my geloof verloor. Want daar het professors vir my gesê, jy's onder 'n dwaling. En met hulle slimme redenasies, en met hulle wysheid of wysheid wat hulle dink dat hulle het, met hulle intellek, het hulle ons mislei van die waarheid. Sodat ek nie meer glo dit wat ek geglo het nie. Die psalmis sê, ek haat dit. Ek haat dit dat iemand my God moet klein maak. Ek haat dit dat iemand twyfel in my God se hart moet plaas. En twyfel in hulle harte moet hê oor my God. Ek haat dit dat hulle my God misken. Ek haat dit dat hulle my God se woord misken. Geliefdes, met my hele wese haat ek mense se dade wat kompromieë en ongeloof in die harte van ander mense wek. Paulus het daaroor geskryf in Titus 1 vers 16. Met die mond bely hulle dat hulle God ken, maar met hulle werke verloon hulle hom. Ja, daar was dwaalleraars in Paulus se tyd. Daar was dwaalleraars in Johannes se tyd. En daarom het Paulus geskryf in Galasiërs 1, daarvan die 6de vers af. Het hy gesê, as enige iemand julle evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Ja, ek sê dit weer vir julle. As iemand julle evangelie verkondig in stryd met dit wat ek aan julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En dan vra hy, wil ek dan nou die guns van mense hê, of wil ek die guns van God hê? As ek nog die guns van mense wil hê, dan gaan ek kompromieë aangaan. Dan gaan ek die waarhede bietjie een kant toe skuif ter wille van mense. As ek nog mense wil behaag, sal ek nie 'n diensknegt van God kan wees nie. Dit wat God gesê het in sy woord is waaragtig, onveranderlik, ewig. En daarom enige iemand wat 'n ander kindjie van die Here mislei, die Here Jesus het gesê, as iemand een van hierdie kindertjies van my mislei, is dit vir hom beter om 'n maalsteen om sy nek te hang en homself in die diepte van die see te gaan gooi. Ag geliefde, ek dink so in Romeine 10 vers 3. As ek aan hierdie mense dink, en hy sê hulle het hulle eie geregtigheid opgebou, en hulle steur hulle nie,
aan die geregtigheid van God nie. Dwaalleraars in ons tyd, wat die kerk van die Here beroof, wat die naam van God oneer aandoen, wat die woord van God liderlik beswadder, deur dit nie meer te glo soos wat dit is nie. Ja, die nuwerwetse predikant in Professors Universiteit sê hierdie woorde: hoe kan ons nog glo aan 'n geskrif wat oor die 4000 jaar gelede gebeur het? Ons lewe tog in 'n moderne tyd. Ons lewe tog in 'n tyd waarin 'n mens jou verstand moet gebruik om te sê, wie kan nog sulke dinge glo? Wie is nog so naïef? Ek is nog so naïef. Ek is nog so naïef om God te glo. Geliefdes, as iemand beroof word van die waarheid van die skrif, hoekom haat ek dit? Want hy stuur op 'n ewige verderf af en hy gaan te make kry met die oordeel van God. Hy gaan deur God geoordeel word, omdat hy nie geglo het aan die woord van God nie. En hoeveel predikante en mense mislei vandag ander mense om hulle te sus in hulle sonde goed te keur in die kerk. En die kerk van die Here word 'n rowerspelonk, nie meer 'n plek van aanbidding en 'n plek van gebed soos God dit bedoel het nie. O, mag die Here weer vir ons manne en vroue gee wat sal staan vir die waarheid en daarby sal sterwe as dit moet, soos die martelare van oud. Ons sal nie ingee en die waarheid van God opgee nie, al is dit ook ten koste van ons lewe, dan sterwe ons vir die Here. Dan lê ons lewe af vir die waarheid, eerder as om die leuen te glo. Maar dan het die Psalmis 'n mooi woord. As hy sê, hy sê, twyfelaars haat ek, maar u wet het ek lief. Ag, is dit nie mooi nie? Die vreugde in sy hart om te sê, Here, dit wat u gesê het, het ek lief, daaraan sal ek vasmaak. Is dit nie wat die Here Jesus gesê het nie? Hy wat my lief het, sal my gebooie onderhou. Hy wat my nie lief het nie, sal my gebooie nie onderhou nie. Maar hoe mooi. As julle my dan lief het, sal ek by julle kom tuis gaan. En sal die Vader ook by julle kom tuis gaan, as julle gehoorsaam is aan my woord, as julle my lief het, en liefde word daarin bewys dat ek doen wat God sê, dat ek glo aan God, en dat ek nooit twyfel in my hart sal toelaat nie. Jakobus het daaroor geskrywe. Hy wat tot God gaan, moet glo. Hy moet nie in sy hart twyfel nie. Want as jy twyfel, is jy soos 'n golf van die see wat heen en weer gespoel word. So mens moenie dink dat hy van God iets sal ontvang nie. Geliefdes, Hebreërs 11 vers 6, die geloofhoofstuk het so 'n mooi woord. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat God is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ag, ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag as Paulus daar aan jong Timoteus kom sê, en ek het dit ook al vir die hoeveel keer gesê, Timoteus, daar gaan in die laaste dae swaar tye kom. Hoor, maar weet dit daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon. Keer jou van sulke mense af. 4de hoofstuk. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende uit die dode
oordeel by sy verskyning en wederkoms. Verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees wat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle die gehoor gestreel wil word, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel, volgens hulle eie begeerlikheid, wat die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wen tot fabels. Maar wees jy in alles nugter. Ly verdrukking. Doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening. Geliefde, waak daaroor dat jy nooit ongeloof en nooit twyfel in jou hart sal laat oor wie is God en wat is God en wie is God vir jou nie. As die moeilike tye aanbreek, vlug na God, want hy het gesê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal aan julle rus gee. Mag die Here vir jou en my help, dat ons nooit twyfel in ons harte sal toelaat oor die getrouheid van ons God, oor die liefde van ons God, oor die waaksaamheid van ons God, en oor wie God vir ons is nie. Geliefdes, God waak oor jou, bly net by die waarheid, en jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Mag die Here vir die ryklik seën. Mag u saam met my sê, Here, ek haat mense wat die wese van God aantas. En mense wat die woord van God aantas, dit haat ek. Hulle dade wat ander mense tot verdelging lei. Die Here seën vir u baie ryklik. Goeiedag vir u.